Goeiemôre almal. Ja, julle het seker al die nuwe embleem opgemerk. Die dametjie wat dit vir my ontwikkel het, sy is ook besig om ander dingetjies te doen vir ons, vir die kanaal, wat sy uit die liefde van haar hart uit doen. En ek dink is 'n pragtige nuwe embleem daar, Mountainland Ministries. Ek gaan vandag nou nie voortgaan met die studie van die Hebreërbrief waarmee ons besig is nie. En die rede daarvoor is ek wil net weer die aandag vestig op die doel van hierdie kanaal en die behoefte wat ons het in die rede en die doel vir hierdie kanaal. Ons is ook besig om kundige hulp te kry om te sien hoe kan ons hierdie kanaal promoveer en sodat ons meer mense kan bereik deur die kanaal. Nou, jy sal onthou dat ons poog om die Afrikaner deur middel van hierdie kanaal te bereik. En dan is dit hoofsaaklik met die ware evangelie. En die rede daarvoor is dat dit is so hartseer dat hoewel baie Afrikaners goeie kerkmense is die realiteit dat hulle steeds verlore is omdat hulle aan 'n tradisie vashou eerder as om in Christus te glo en in hom alleen te vertrou vir redding. En dis die realiteit wat ons mee sit vandag, dat daar's so baie mense wat dink dat hulle goeie mense is. En in alle praktiese doeleindes is hulle goeie mense. Moreel gesproke is hulle goeie mense. Hulle is nie dronkaards nie, hulle is nie alkoholiste nie, hulle is nie op dwelms nie, hulle vloek nie miskien, en al daai dergelike dinge, maar ten spyte van hulle goedheid, besef hulle nie dat hulle nog steeds verlore is nie. En daarom dan hierdie kanaal. Ons wil graag deur hierdie kanaal wil ons mense, Afrikaners, aanmoedig om hulle godsdienstigheid net weer te herondersoek. As ek sê godsdienstigheid, dan bedoel ek nou, soos baie Afrikaners is, soos ek sê, regtig goeie kerkmense. Hulle gaan gereeld kerk toe. Hulle gee hulle offergawes vir die kerk en hulle lees hulle Bybel en hulle doen wat hulle moet doen, maar hulle het nog nie die ware evangelie gehoor of hulle verstaan dit nie. So, wat is die ware evangelie? Paulus sê dat hy maak ons die evangelie bekend in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Maar ons lees byvoorbeeld dat Christus sê in Matteus 28 vers 19 en 20, dis net voordat hy opgevaar het hemel toe, hy het nou, nadat hy gekruisig is, nadat hy nou 'n paar keer aan die disippels verskyn het en homself vir hulle gewys het, nou kom hy en hy sê, net voordat hy opvaar hemel toe, kom hy en hy sê vir hulle in Matteus 28 vers 19 en 20, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. So, die ware evangelie het te doen met die enigste manier waarop ons werklik gered kan wees. En die opdrag wat Christus gegee het voordat hy opgevaar het hemel toe is, gaan dan heen, gaan, maak disippels, leer hulle om volgelinge van Christus te wees, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle dan om te onderhou alles wat Christus geleer het toe hy op aarde was. En hy is met ons, hy gee vir ons krag en wysheid om saam met ons te gaan. So die doel van hierdie kanaal is om die woord in Afrikaans vir Afrikaners te gee, sodat hulle die ware evangelie sal hoor en sal ontvang en ook sal verkondig. Die realiteit is, soos wat ek sê, is dat die Afrikaner sit in 'n dilemma waarin hy godsdienstig verarm het. Hy het godsdienstig het hy verarm, hy het veragter in die opsig dat die sigbare algemene Afrikaanse kerk in die land het al so verval onder liberalisme in en so verval onder die sogenaamde hoër kritiese siening van die skrif dat die Bybel is nie God se woord nie en dat dit bevat net God se woord. So sommige dinge is God se woord, maar nie alles nie.
maar dat dit maar net die mense is van daardie tyd wat geskryf het soos hulle godsdienstige belewenis is. En daardeur het allerhande liberale vergrype al in die kerk ingekom. En so is dit dat daar is talle Afrikaners wat werklik soekend is na Bybelgefundeerde kerke. En ek is werklik bly om te kan sê dat daar is alreeds 2 gemeentes in Pretoria wat ware Bybelkerk, Bybelpreke, werklike woordgefundeerde prediking gee. En dit is Houtkruis Bybelkerk in Centurion en dan ook Pretoria Christengemeente in Pretoria Oos, is daar op die Linwoodpad uit. Hierdie 2 gemeentes hoop ons is maar net die begin. Daar is al ander kleiner gemeentes ook. Dis nie ek wil glad nie sê dat hierdie is die enigste gemeentes wat die waarheid verkondig nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Maar wat ek sê is hierdie 2 is 2 gemeentes wat ons nou al ontstaan het, wat werklik waar die woord verkondig en wat dan ook die waarheid verkondig. Alhoewel ons besef, daar is ander gemeentes wat dit reeds ook doen, kleiner gemeentes, wat ons miskien nog nie op hierdie stadium van bewus is nie. Maar eers, voordat ons verder gaan, wat is die ware evangelie? En hoe word die mens werklik gered? Ek wil vir julle 'n boekie hierso aanbeveel, en dit is 'n boek van Greg Gilbert, What is the Gospel? Hierdie boek is beskikbaar by Augustine Boekwinkel hier in Pretoria Oos. Julle kan maar net Google Augustine Boekwinkel, hulle hou hierdie boekie aan. Hy is net so onder die R200 vir die boekie. Daar is 'n goedkoper weergawe ook, 'n sagte band boekie, saam met 'n pamflet wat saam met hierdie boekie gaan, wat ek regtig waar wil aanbeveel. Want Gilbert gee 'n baie goeie studie van wat die ware evangelie is in hierdie boek. En dit is wat ons van lees wat Paulus sê, hy maak die evangelie bekend in 1 Korintiërs 15. Nou as julle die Bybels wil oopmaak, blaai gou na 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ons gaan die eerste 7 verse saam lees. Maar terwyl julle die Bybels oopmaak, wil ek net vinnig verduidelik, hierdie boekie van Gilbert oor What is the Gospel, begin van die begin af, hoekom die evangelie nodig is, dan skryf hy daarin wat die mense toestand is en waarom ons die evangelie nodig het, en dan wie is Christus en wat het hy kom doen, en dan wat moet ons reaksie wees. Met ander woorde, Gilbert stipuleer dit baie duidelik in hierdie boekie, waarom die mens verlore is, en hoe hy gered moet word, en kan word, die enigste manier hoe hy gered kan word. Maar kom ons kyk wat sê Paulus, wat is die ware evangelie? Hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Nou gaan hy verder in 1 Korintiërs 15 vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sonde gesterf het volgens die skrifte. So hy gee nou die evangelie, hy maak die evangelie bekend. Die eerste aspek daarvan is dat Christus vir ons sondes gesterf het, soos wat die Ou Testament al reeds gesê het, hy gaan kom om te doen. Dan vers 4, en dat hy begrawe is, met ander woorde, hy het gesterf op die kruis. Hy was dood, en hy is dood van die kruis afgehaal gewees, en hy is begrawe in die grond, in die hart van die mens, in die grond, in 'n grot, soos hulle in daardie tyd dit gedoen het. Vers 4, begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Christus het gesterf, hy is begrawe, maar hy het opgestaan uit die dood uit, en hy het dit gedoen ter wille van ons. Maar dan gaan Paulus voort in vers 5, as hy sê, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe,
maar sommige al ontslaap het. Verskoon tog. En dan in vers 7 sê hy, daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. So met ander woorde, die ware evangelie behels dat Christus gesterf het. Maar hoekom het hy gesterf? Vir ons sonde. Hy het nie net gesterf nie, hy is begrawe as die bevestiging dat hy het daar op die kruis is hy dood. Dis nie soos die liberale teoloë sê dat nee, hy was miskien net in 'n beswyming gewees, hy het nie werklik gesterf nie. En die koelte van die graf het sy liggaam weer verkook en hy het weer wakker geword nadat hy in 'n soort van 'n beswyming was. Dit is absolute leuns. Die Bybel, die ware evangelie is baie duidelik. Christus het op die kruis gesterwe. Hy is begrawe. Hy het vir 3 dae en 3 nagte in die graf gelê, soos wat die Ou Testament al reeds gesê het dit gaan gebeur. Maar hy het opgestaan. En hy het dit alles ter wille van jou en my sonde gedoen. Daarna het hy homself kom wys. Hy het homself lewendig kom vertoon aan talle mense nadat hy opgestaan het uit die dood uit, voordat hy opgevaar het hemel toe. Maar die realiteit is dat die ware evangelie sê ook vir ons in die Bybel, dat Christus het opgevaar hemel toe en hy sit op die oomblik aan die regterhand van God, waar hy nou intree vir mense wat in hom glo. Mense wat in hom vertrou vir verlossing van hulle sonde. Dis die eenvoud van die ware evangelie. En die realiteit is dat geen mens in die hemel kan ingaan voordat hulle nie daadwerklik en bewustelik hierdie evangelie gehoor het en ontvang het in hulle harte en 'n hartsoortuigende besluit gemaak het om hulle lewe aan Christus oor te gee en vir hom gevra het om hulle verlosser en saligmaker te wees en dan Christus deur geloof te ontvang as hulle verlosser en saligmaker. En hier moet ons baie duidelik uitstip dat dit is nie jou doop wat jou 'n koninkryk kind maak nie. Dis nie jou doop wat jou van 'n geredde mens maak wat eendag hemel toe sal gaan nie. Dit is alleenlik jou geloof dat Jesus Christus vir jou sonde gesterf het, dat jy berou daaroor het en dat jy vir Christus gevra het om jou verlosser en saligmaker te wees en dan onder sy heerskappy te lewe wat jou hemel toe sal vat. Dis die ware evangelie. En daar is 4 hoofsaaklike punte, 4 hoofsaaklikhede rondom die evangelie wat ons moet verstaan en dit is wat Gilbert baie duidelik in hierdie boekie vir ons uitstip. En dit is God. Nommer 1, die eerste noodsaaklikheid. God, wie is God? Die tweede een is, wat is die mens? En die derde een is, wie is Christus? En die vierde een is, wat is ons reaksie? Hoe moet die mens reageer? So, kom ons begin net by God. God is heilig. God is sondeloos. God kan nie ongeregtig wees nie. En dit beteken dat God moet sonde straf as hy regverdig wil bly. God kan nie sommige mense in die hel stort terwyl hy ander mense red net omdat hy hulle wil red ten spyte van wie en wat hulle is. God moet sonde straf. Daarom moet ons verstaan, God se heiligheid maak, dat dit maak nie saak wie hy is nie, God moet sonde straf as hy regverdig wil bly. Omdat God heilig is. En daarom moet die ware evangelie moet begin by die heiligheid van God. Maar dan die mens. Wie en wat is die mens? Ons moet verstaan dat elke mens is in rebellie teen God. Wat dit beteken is elke mens lewe vir homself. Hy lewe vir sy eie plesier. Hy het 'n God van homself gemaak. Dis is wat in die tuin van Eden gebeur het, toe die slang vir Eva verlei het en Adam ook gesondig het. Die slang het vir Eva gesê, is dit so dat God gesê het, julle sal sekerlik nie sterwe nie.
Maar God wil nie hê julle moet weet wat dit is om te wees soos wat hy is nie. Is nou kortliks opgesom. En daarom het die mens gekies om God se standaard, God se gebooie te verwerp en na die slang te luister. En van daar af is elke mens wat gebore is, as Adam is die federale hoof van die mensdom, en almal wat uit Adam gebore is, en dit is alle mense, word in sonde gebore, omdat hulle in hulle harte van nature in rebellie teen God is. Hulle wil nie, hulle sal nie doen wat God sê hulle moet doen nie, hulle sal eerder doen wat hulle self wil doen. Hulle het 'n God van hulle self gemaak, en daarom dien hulle self, en ons almal word so gebore. Die Bybel is baie duidelik in Romeine 3, daarvan vers 9 af, vers 10, wat hy sê, daar is nie een wat God soek nie. Hulle kele is 'n oop graf. Daar is nie een wat na God toe redeneer nie. Hulle is almal in rebellie teen God. En daar is ook baie duidelikheid, wat Paulus ook in Romeine 3 en in Romeine 6 vir ons gee, is dat alle mense in sonde gebore en ontvang is. Alle mense is sondaars, en die sonde, die loon van die sonde is die dood. Alle mense word in sonde gebore, alle mense is sondaars, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Niemand word goed gebore nie. Dis die een realiteit wat ons moet verstaan. Die mens is in rebellie teen 'n heilige God. En as God regverdig wil bly, moet hy dus alle mense straf. Maar nou hier kom die genade van God in. Wie is Christus en wat het hy kom doen? Christus is die seun van God. Natuurlik is hy God self ook. Hy is die tweede persoon van die drie enige God. Maar as God is hy God. En as ons die naam God gebruik, dan praat ons van God, Vader, Seun en Heilige Gees. Die drie eenheid is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So Christus is God, maar hy is die tweede persoon, hy is die Seun van God. Hy is waarlik die Seun van God, en hy is deur God gestuur om mens te word, sodat hy namens sondaars op die kruis kon sterf, en so God se regverdige straf te verduur en te betaal vir die sonde van die mens wat in hom sal glo. Op daardie manier word God se heiligheid beskerm, en sy heiligheid, sy geregtigheid word behou. Want God het gesê, vir die mens wat teen hom rebelleer, moet sterf. God is so ernstig oor sonde, dat hy kan nie sonde oorsien nie. Hy kan nie maar net die sonde van sommige mense laat verbygaan, en ander mense in 'n hel stort nie, dan sou hy onregverdig gewees het. En daarom is God se geregtigheid is, dat sonde sal gestraf word. Sonde word nie ongestraf gelaat nie. So of jy gaan self daardie straf betaal in 'n ewige hel, of jy gaan glo dat Christus in jou plek gesterf het, en dat hy die straf namens jou betaal het. Dit is wie Christus is. Nou, al wat oorbly is die laaste aspek, is die reaksie. Wat moet ons reaksie wees? En dit is waar die ware evangelie so belangrik voor is. Want jy sien, as ek en jy, as die mens nie by daardie plek kom waar hy verstaan, dat hy 'n sondaar teen God is, en dat God se geregtigheid gaan hom straf, en gaan hom vir 'n ewigheid in 'n hel stort, en dan deur die wonderlike werking van die Heilige Gees, wat ons geestelike oë oopmaak, en dis waar die uitverkiesing van God inkom, dat die persoon wat God gekies het om sy liefde op hom te lê, die Heilige Gees, gaan daardie persoon se hart oopmaak, om te verstaan dat hy 'n sondaar is, dat Christus gekom het om in sy plek op die kruis te sterwe, en sy plek die prys te betaal vir sy sonde, en daarom moet en sal sy reaksie wees, om te sê, Here Jesus Christus, wees my verlosser en saligmaker. Jy sien, daar moet 'n reaksie wees, en daarom kan ek weer eens net sê, dit is nie ons kerklidmaatskap nie. Dis nie ons kerklike tradisie nie. Dis nie ons doop in 'n verbond in, wat maak dat ons kinders van God is nie. Dis alleenlik hierdie reaksie wat ons toon, op die kennis wat ons kry van die ware evangelie,
wat gaan maak of ons die hel gaan vryspring en 'n ewigheid saam met God in sy koninkryk kan lewe. Daarom is hierdie 4 aspekte van die ware evangelie ononderhandelbaar. God is heilig, die mens is 'n sondaar en ontbreek aan die heerlikheid van God. Christus is die seun van God wat gesterf het op die kruis, begrawe is en opgestaan het en hy lewe op die oomblik. Hy sit aan die regterhand van God waar hy vir Christene, vir ons intree. Maar ons reaksie moet wees om 'n wilsbesluit te maak, natuurlik deur die werking en die hulp van die Heilige Gees. In Johannes 16 vers 8, die Heilige Gees, wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy oortuig nie alle mense nie. Die woordjie wêreld daar verwys nie na almal in die wêreld nie, maar hy oortuig die mense wat God sy liefde op hulle geplaas het. Die wêreld van die geroepenis van God, soos wat Paulus hulle ook noem. En wanneer daardie oortuiging kom, dan gaan daar in die mense hart 'n skielike besef kom van hulle geweldige sondige toestand voor God. En dan moet jy die reaksie maak. Daar is 'n optrede, daar is 'n reaksie om te kan sê, Here, help my, ek is verlore. Christus, wees my verlosser, vergewe my van my sonde. Dit moet 'n natuurlike en 'n spontane en op 'n opregte reaksie uit jou hart uit wees, om dan Christus te ontvang as jou verlosser en saligmaker. En dit is wat ons Afrikaner nasie ongelukkig so brood nodig het, want hierdie ware evangelie is nie iets wat gereeld of selfs enigsins in ons hoofstroom Afrikaanse kerke oor die algemeen verkondig word nie. Want jy sien, die oomblik wanneer ons in 'n denominasionele tradisie vashak van veral die gedagte van jy moet, jou kinders moet gedoop word, want die doop bring hulle in die koninkryk van God in. En dan moet hulle nou leer om die doopbelofte na te kom en die verbondsbelofte te onderhou en al daardie dinge en so aan. Dis die grootste gevaar wat kan gebeur, want Afrikaners het groot geword met hierdie gedagte en daarom dink hulle almal dat hulle gered is. Maar omdat daar soveel liberale teologie, liberale siening al in die kerk ingedra is, sien daardie mense dan, maar hulle kan lewe net soos wat hulle wil. En daarom het ons egskeidings op hulle hope. Ons het alkoholmisbruik, ons het dwelmmisbruik, ons het immoraliteit van seksuele losbandigheid, saambleiery, binne en buite huwelikse egbreek wat plaasvind, homoseksualiteit, al daardie dinge wat mense wat dink dat hulle gered is omdat hulle tradisie vir hulle sê dat hulle is gedoop en daarom gaan hulle in die koninkryk van God ingaan. Terwyl die realiteit is, ja, God het jou lief en God wil jou red, maar hy gaan jou nie los soos wat jy is nie. Daar moet 'n reaksie wees op die wete dat Christus ons verlosser is. En daardie reaksie sluit ook in om Christus se heerskappy oor ons lewens te erken. En daardie reaksie beteken dat ons opreg bereid is, nadat ons tot die besef gekom het van ons sonde, om opreg bereid te wees om onder Christus se heerskappy te lewe. Met ander woorde, om die woord te bestudeer en te sien wat dit is wat Christus ons leer, hoe ons moet lewe en hoe ons moet optree in 'n Christenlewe hier op aarde, om in te sien met 'n opregte hart dat daar sekere dinge is wat ons nie meer kan doen as nuwe mense nie. Dinge soos die immoraliteit van seksuele losbandigheid, die immoraliteit van drank en dwelmmisbruik, maar ook die innerlike sondes van hemerigheid en kwaad word en beskinnering van ander mense, stories aandra en al daardie dinge wat ons medemens meer vermoor met ons woorde. Daardie dinge hoort nie meer in 'n
persoon se lewe wat besef het dat hy 'n sondaar is en Christus ontvang het as sy Heer en Meester nie. So jy sien, in die ou dae was dit verkondig gewees dat Christene is anders as die wêreld. Vandag is dit nie meer 'n realiteit nie. Maar die werklikheid is nog steeds dat die oomblik wanneer jy deur hierdie 4 punte, hierdie 4 stappe wat ons hier genoem het, om te besef God is heilig, te besef jy's 'n sondaar, te besef dat Christus vir jou gesterf het, ek wil amper sê die logiese reaksie om Christus te ontvang het. As dit gebeur, dan sê Paulus ook in 2 Korintiërs 5 vers 17, dan hulle wie in Christus is. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En hy sê dit gebeur omdat julle nuwe skepsele is. Met ander woorde, wanneer Christus ons red, dan maak hy ons 'n nuwe mens. En nuwe mense kan nie volhardend en voortdurend aanhou soos wat die wêreld is nie. Daarom moet Christene anders te wees as die wêreld. En dit is wat ons deur hierdie kanaal wil bereik. Dit is wat ons wil probeer doen in Suid-Afrika, terwyl Suid-Afrika nou in 'n geweldige teologiese godsdienstige dilemma sit. Wat is waarheid? Waar gaan ons die waarheid kry? Want my ervaring is, daar soveel Afrikaners wat soekend is, wat besef hier is iets verkeerd. Hulle is soekend en hulle weet nie waar om te gaan nie. En dit is wat ons met hierdie kanaal wil bereik. Ons wil vir u wys, daar is plekke en ons wil meer plekke tot stand bring. Ons wil kerke plant wat die woord in waarheid verkondig. En dit is wat ons wil met die kanaal wil bereik. Eerste van alles, om te sien dat die Afrikaner werklik gered sal word vanaf 'n tradisionele Christenwees sal wegdraai en die ware evangelie sal omhels. Dis natuurlik wat ons hier by Bergland Bediening of dan Mountainland Ministries, dis ons begeerte is dat die Afrikaner, ons weet nie almal gaan gered word nie, want dit is die realiteit oor die eeue heen, dat nie alle mense word gered nie. Maar ons wil die ware evangelie weer aan die Afrikaner verkondig, sodat die Afrikaner kan besef dat daar is net een manier waarop hy gered kan wees, en dit is Christus Jesus, deur 'n bewustelike reaksie op hierdie wonderlike genadige boodskap van die evangelie van Christus, wat God het genadiglik doen, as niks wat ons kan doen nie, ons kan net daarin glo. Dis die eerste ding wat ons wil doen. Afrikaners moet waarlik gered word, en die logika is om juis van hulle tradisie gered te word, om te besef dat hoewel hulle in 'n lewe waar hulle dink hulle is gered, dat hulle nie noodwendig gered is, as hulle nie 'n werklike opregte reaksie in hulle lewe gehad het, waar hulle na Christus toe gedraai het nie. Dan die tweede ene is om kerke te plant, waar uitlegprediking eksegeties korrek gedoen word. Ons wil meer, die dilemma is, die probleem is, ons het nie meer kerke wat die waarheid preek nie. En daarom is ons hier by Mountainland Ministries wil graag kerke begin plant. Ons wil Afrikaanse kerke plant waarin mense met die waarheid van die woord bedien kan word. Eksegeties korrek en uitlegprediking. Uitlegprediking is eenvoudig om die Bybel te vat, vers vir vers te bestudeer en binne die konteks van daardie hoofstuk en van daardie boek of brief of gedeelte die woord uit te lê, eksegeties korrek uit te lê. Eksegeties beteken om die woord oop te breek en uit te lê vir die mens. Eisegese beteken om in die woord in te lees, en dit is ongelukkig wat baie van hierdie meer charismatiese kerke en selfs die meer tradisionele kerke ook al begin doen, en dit is om hulle eie gedagte, hulle eie siening in die woord in te lees. Met ander woorde, hulle haal nie uit die woord. Eksegese is om uit die woord uit te haal, eisegese is om in die woord in te lees wat dit nie regtig daar staan nie. So ons wil kerke plant wat werklik uitlegprediking eksegeties korrek doen. Maar ons wil ook Christengemeenskappe bou. Natuurlik, Christengemeenskappe is gemeenskappe wat rondom ware Christen kerkgemeenskappe bestaan.
So ons wil Christen gemeenskappe bou wat waarlik die liggaam van Christus is volgens Christus se standaard en nie denominasionele sieninge en tradisies nie. Verskoon my tongknoop altyd hy denominasionele siening en tradisies nie, want jy sien 'n denominasie kan ook maar net sy geskiedenis voorhou. En die realiteit is, hoewel daardie geskiedenis miskien goed en korrek kon begin het, maar deur die jare is daar al soveel nuwe mense wat die geskiedenis kom herinterpreteer op hulle eie siening en uiteindelik dink hulle nog hulle preek die Bybel terwyl hulle nie meer die Bybel preek nie. En daarom een van die grootste gevare van die kerk op aarde is 'n denominasionele houvas. Wat beteken dat daar is 'n synode of 'n klasses of 'n ringe of wat ook al dit is wat bepaal wat in die gemeentes gepreek kan en mag word en nie gepreek mag word nie. En dit is niks anderste as Katolicisme nie, want dis hoe die Katolieke kerk doen. Terwyl die realiteit is dat elke gemeente staan autonoom onder sy kerkleiers, sy ouderlinge. Hulle is verantwoordelik vir die waarheid en die krag van die woord wat verkondig word. Nie 'n synode of 'n ring of 'n klasses nie. En daarom wil ons Christen gemeenskappe bou wat rondom Christen gemeentes bestaan, waarin daardie gemeentes opereer en optree volgens Christus se standaard en nie die standaard wat kerk tradisies voorskryf nie. Maar verder ook, ons wil 'n tuiste skep waar Christene mekaar werklik verantwoordelik sal hou, waar hulle geestelik sal groei tot volwasse Christene, waar hulle werklik sal leer en sal vorder, want heiligmaking is 'n proses wat begin met redding en dit hou aan tot die oomblik, tot die dag wanneer ons sterf of wanneer Christus kom en vir ons verheerlikte liggame sal gee. Hou hierdie proses van heiligmaking, hou dit aan. En ons het mekaar nodig om ons verantwoordelik te hou, om ons te help om geestelik te groei en nie te gaan stagneer en stil te staan nie. En dit is wat Christus se plan en doel met die kerk nog al die tyd was, is dat ons Christen gemeenskappe sal vestig, waarin ons mekaar gaan verantwoordelik hou, sodat ons geestelik sal groei. So, wat het ons nodig in hierdie kanaal? Ons is nou al so bietjie meer as 'n jaar aan die gang met hierdie kanaal, en dit vorder goed. Ons het 'n hele paar inskrywings, maar ons wil graag na die volgende aspek van hierdie kanaal toe gaan. So, hoe kan julle daar buite, hoe kan julle help om hierdie kanaal te promoveer? Jy sien, die gedagte is nie om net godsdienstige boodskappe na jou toe uit te stuur wat jy kan luister nie. Natuurlik dit ook. Maar daar's iets wat jy kan doen om hierdie kanaal te help om meer mense te bereik. Ons wil meer Afrikaners bereik. En dit is, so hoe gaan ons hierdie kanaal promoveer? Heel eerste van alles, en nou gaan julle my moet verskoon, ek sê altyd ek is BC gebore, before computers. Ek is 'n absolute idioot wanneer dit by computers kom en by hierdie internet en al hierdie dinge. So, hoe kan jy die kanaal promoveer? En julle moet my maar verskoon vir die Engelse terminologie nou, maar eerste van alles is subscribe. Jy weet daai knoppie onder aan die kanaal subscribe, skryf in hierdie kanaal, sodat elke slag wanneer ons iets nuuts op YouTube laai, dan gaan jy dit outomaties, jy die aanmoediging of dan die herinnering kom, hier is iets nuuts wat opgelaai is. Maar die gedagte is dat, en ons moet verstaan dat YouTube gooi ook om een of ander rede soms mense net af. So as jy al gesubscribe het, maak seker jy bly gesubscribe, want hoe meer jy subscribe, hoe meer gaan hierdie kanaal, dit wat ons op die YouTube plaas, hoe meer gaan dit op die voorblad of die algemene blad van YouTube verskyn, hoe meer gaan ander mense wat na iets soek, gaan hulle dit dan ook raak sien. So dis die eerste stap wat ons kan doen. Die tweede stap is, druk die like knoppie. Nou, elke keer wanneer ons die like knoppie druk, dan
tel YouTube dan ook beweging op hierdie kanaal op en daarom gaan dit dan ook die kanaal meer en meer op hulle algemene blad laat verskyn. So, ek weet ons kan die like knoppie net een keer vir 'n spesifieke boodskap druk, maar as almal die like knoppie druk, dan word dit net meer en meer beweging en ek weet is ook die Engelse term is algorithm, ek neem aan in Afrikaans is dit algoritmes, wat die YouTube optel wat dan hierdie kanaal gaan promoveer. En dit is wat julle kan doen. Verder kan ons versprei die skakel onder jou vriende en kennisse en by die werk vertel van mense van Mountain Land Ministries of dan in Afrikaans Bergland Bediening. Hoe meer mense jy vertel en verwys na hierdie kanaal toe, hoe meer beweging gaan daar wees, hoe meer beweging daar gaan wees, hoe meer gaan YouTube dit versprei. Ons wil graag hê dat mense in Suid-Afrika, almal gaan nie saamstem met wat ons hierop plaas nie. Almal gaan nie saamstem met wat ek vandag sê nie. Maar uit my ervaring uit van die bediening, ek was 25 jaar 'n predikant in 'n gemeente gewees. En my ervaring in die bediening, en ook daar waar ek nou in die bediening is my ervaring veral, dat daar is Afrikaners wat ontnigter is deur dit wat hulle in hulle kerke geleer was, en die manier waarop kerke optree. Daar is Afrikaners wat miskien nog nooit in 'n kerk was nie, wat nou tot daardie geweldige besef kom. Dit het al hierby, met die COVID het dit al begin. Het Afrikaners soekend begin word. Mense het op internet gaan kyk vir boodskappe toe hulle in hulle huise ingeperk was. En omtrent almal wat ek al mee gepraat het, het gesê hulle het na Paul Washer gaan luister, of hulle John MacArthur gehoor, en daarom het hulle toe nou in ware woordgefundeerde prediking gehoor, en dit het hulle laat dink. En dit het hulle harte oop en ontvanklik gemaak, en dit het gemaak dat hulle soekend geword het. So daarom die doel wat ons wil hê is versprei hierdie kanaal, al sou mense nie dadelik saamstem daarmee nie. Die Heilige Gees gebruik hierdie inhoud om mense te oortuig. Ons glo, en dit is waar die naam Mountain Land Ministry, soos Caleb het gesê, gee vir my daar die bergland, want hy wou 'n punt maak vir die Israeliete, waar hulle 40 jaar van tevore kon hulle al die land betreed, want God het gesê hy gee die land, en het was net Caleb en Joshua van die 12 bespieders wat gesê het ons kan ingaan. Die ander 10, soos wat julle onthou, het gesê nee, hierdie mense gaan ons doodmaak, daar is reuse, en Caleb het gesê gee vir my daai reuse, gee vir my daai bergland, want hy het 'n onmoontlike taak gesoek om vir die mense te wys, hulle kon al 40 jaar terug kon hulle die beloofde land ingegaan het, want hulle doen dit op God se belofte. En daardeur het Caleb bewys, is nie wat mense doen nie, dis wat God doen. En ek glo met my hele hart, dat God hierdie kanaal sal gebruik, om Afrikaners bewus te maak van hulle nood aan ware Bybelgefundeerde prediking. Daar is al reeds 2 gemeentes waarvan ek weet, ek het net nou gesê, Houtkruis gemeente in Centurion, en dan Pretoria Christen gemeente in Pretoria Oos op die Linwood uit. Dit is Frank de Wet wat Houtkruis bedien, en Matt Viljoen wat Pretoria Christen gemeente is. Nou Matt het in die Master Seminary in Amerika gaan swat, onder John MacArthur hulle se universiteit, en hy het gekom in hierdie Afrikaanse kerke begin plant in Suid-Afrika. Frank het saam met Matt gewerk, en hy het in Pietersburg is hy opgelei by Christ Seminary, en hy preek Bybelgefundeerde prediking, wat presies dieselfde is as wat die Master Seminary vir ons aanbied. Daar is natuurlik heel wat Engelse gemeentes, Joel James, Pretoria Fellowship hier so in Silverton. Daar is Antioch gemeente, Tim Cantrell, daar in Rosebank in Johannesburg. En dan is daar op ander plekke, Wêreldtyd. Daar is heel wat Engelse gemeentes al wat ontstaan het. En die realiteit is, as jy na daai gemeentes toe gaan, die meerderheid van hulle lidmate is Afrikaans sprekende Afrikaners, wat die lig gesien het. En daarom wil ons poging is nou om Afrikaanse kerke te plant,
wat hierdie selfde boodskap versprei. Daarom kan jy help om te subscribe, om die like knoppie te druk, maar veral om hierdie skakel onder jou vriende te versprei en onder jou kennisse en mense wat probleme het, mense wat met sukkel, mense wat soekend is, versprei dit net. Want dit sal ons help om hierdie kanaal te promoveer. So, wat het ons nodig by die kanaal? Soos ons is al 'n bietjie meer as 'n jaar aan die gang. En in hierdie jaar, hoewel daar redelik baie beweging op die internet is daar nie baie beweging hier nie. Ek is redelik beperk nog met wat ek kan doen. Daar's baie wat ek wil doen, maar ek is redelik beperk in wat ek kan doen. So wat ons benodig is, dat julle vir mense moet vertel. Nie net die link versprei, maar vertel vir mense, dat daar is so 'n kanaal, en wat ons doel is, ons wil kerke plant. Miskien is daar Bybelstudiegroepies wat al ontstaan het, in verskeie plekke in die land, maar hulle het nie iemand om hulle te bedien nie. Vertel vir mense van die bestaan van hierdie kanaal, en van wat ons doel en poging is. Nou, ek weet is daar nog nie kontakbesonderhede nie, maar ek kom nou daarby uit. Maar as jy vir mense vertel, ons sal graag wil help, om dan uiteindelik dit so te bewerk, om iemand daar by hulle te gaan plaas, wat hulle dan kan bedien met die woord, sodat daar 'n kerk geplant kan word, uiteindelik. So, wat ons nodig het, is toerusting, soos kameras en mikrofone. Julle hoor, kort het ek maar probleme met 'n gesuis met die mikrofoon, of dan is die klank te hard, dan is dit te sag, en so, buiten van kundige hulp, wat ek dan dringend nodig het, daarso het ek goeie toerusting nodig. So, ons het kameras en mikrofone ensovoorts nodig. Maar dan het ons ook beligting nodig. Julle sien hoe skyn die lig daar agter. Die plekkie wat ek hier sit is maar baie klein en so aan. So ons het beligting, ons het 'n ateljee nodig, ons het meer professionele omgewing nodig waarvan ons kan werk. En dan het ons skenkings nodig. Nou skenkings, en ek los dit vir jou laaste, want dis vir my maar 'n baie allergiese ding, wanneer die oomblik wanneer dit by geld kom. Ek hou nie daarvan om oor geld en hierdie dinge te praat nie, maar ons het skenkings nodig om die regte toerusting aan te koop. Wat die eerste gedagtetjie is. Dis dan nie, gelukkig ook nie so baie nie. Ons is besig om te werk in daai rigting. Maar ons gaan skenkings nodig hê om kerke te plant. Want jy sien, om 'n kerk te plant beteken, daar gaan 'n Bybelstudiegroep moet begin word. Iemand moet soontoe gaan, as dit nie al reeds ontstaan het nie, om dit te gaan doen. Daardie persoon moet aan die lewe gehou word. Sy vervoerkostes moet gedek word. Sou dit so kom dat daardie werkskring kan uitbrei en 'n kerk geplant te kan word, tot tyd en wyl daardie groepie dan autonoom en selfversorgend kan wees, gaan daar finansies nodig wees om daardie kerk te kan plant, en daarom het ons finansies nodig. Ons wil jong manne laat oplei ook, want jy sien, jy kan nie meer, jong manne kan nie meer na die hoofstroom universiteite toe gaan vir opleiding nie. Dit is juist daar waar die vrotkol is juist daar waar die probleem is, met mense wat opgelei word, wat liberale teologie later begin verkondig in die kerke. So ons het nodig dat mense opgelei moet word by die regte plek, en ons hoef nie in die buiteland te gaan, om hulle te laat oplei nie. Dit is alreeds beskikbaar ook hier in hierdie land, en daarvoor het ons Shepherd's Seminary in Johannesburg. Hulle het elke Dinsdag het hulle vir 5 ure lank 'n klas, wat vir 4 jaar aanhou. En ek kan vir julle waarborg, hulle word van die beste opleiding gegee. So ons wil jong manne soontoe stuur. Ons wil hulle help om daardie onkoste te dek, nie net van die klasse self, om die klas te loop nie, maar ook die vervoerkostes, en hierdie manne doen dit terwyl hulle werk, in hulle spaartyd en hulle deeltyd studeer hulle. Dis 'n moeilike lewe. Maar ons wil sulke jong manne, wil ons dan finansiëel ondersteun, sodat hulle opgelei kan word. Maar dan wil ons daardie jong manne wat opgelei is, en daar is al heelwat van hulle, wil ons daardie jong manne dan uitplaas in werkskringe waar 'n kerk geplant kan word. Hulle moet 'n salaris kry, want hulle het families, hulle het gesinne, hulle het kinders wat versorg moet word. So ons het finansies nodig vir dit. Maar dan ook 'n groot ding is dat ons het kundige hulp nodig op die gebied van die internet, van die opnames, van die inhoud van die programmatuur,
van hierdie program. Op hierdie stadium is dit ek en my vrou en ons het 'n jong dametjie wat ons help nou om al hierdie dinge te doen ook. Sy's 'n pragtige mens wat sy nie weet nie, leer sy vir haarself. Maar sy doen dit uit die liefde van haar hart uit. Sy word nie betaal om dit te doen nie. So ons wil die regte kundige hulp kry om vir ons te help om hierdie kanaal regtig 'n professionele kanaal te maak wat mense na sal wil luister. En daarvoor het ons nodig om 'n instansie te stig waar ons hierdie kundige hulp gaan kry, wat ons natuurlik dan 'n salaris sal kan betaal, of ten minste 'n betaling, 'n skenking kan gee vir die werk wat hulle doen. Ons kan nie verwag mense moet verniet werk nie. En so daarom het ons skenkings nodig. Nou, ons het op hierdie stadium nog nie, want ek gaan nie my besonderhede hier op die internet plaas nie. Het is al reeds soveel, net omdat hierdie aan my selfoon gekoppel is, kry ek soveel junkmail en spam oproepe en al hierdie goeters en so aan. So ons is besig om 'n e-pos te vestig vir die kanaal. Dit is amper klaar, dit is op ons stert nou al. Die dametjie is ook daarmee besig vir ons. En dan wil ons 'n webtuiste vestig vir hierdie kanaal. En die oomblik as dit gedoen is, dan sal ons op daardie e-pos webtuiste, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ons sal die besonderhede daar vir u gee as jy 'n skenking wil maak. So op hierdie stadium kan ons nog nie skenkings ontvang nie, maar ons wil beweeg daarna toe om dan skenkings te kan ontvang. Maar as ons dan skenkings gaan ontvang, gaan ons iemand nodig hê wat die finansiële beheer wil vir ons doen, want ek gaan dit nie doen nie. Ek wil nie met die finansies werk nie. Daar moet iemand wees wat daardie finansiële beheer vir ons sal neem en vir ons sal help dat dit wetsregtelik reg gedoen word, dat dit sover is wat dit die inkomstebelasting betref reg gedoen sal word en dat daar goeie beheer sal wees oor wie wat ontvang. So dit is wat ons nodig het. Wat is dit wat ons dan regtig wil aanbied vir die Afrikaner? Is wanneer ons dan so 'n webtuiste ontwikkeling gedoen het, wil ons op daardie webtuiste wil ons dan aflaaibare Bybelstudies, goeie Bybelstudies. Hulle gaan nie noodwendig alles in Afrikaans wees nie, want daar's bitter min Afrikaanse Bybelstudies. En om alles te vertaal gaan baie tyd vat, maar ek gaan probeer om soveel as moontlik Afrikaanse Bybelstudies op hierdie kanaal te laai, maar daar sal ook goeie Engelse Bybelstudies wees wat maklik hanteer kan word. Die meeste mense vandag is al redelik goed Engels vaardig. So dit is wat ons wil doen. Eerste van alles is om goeie aflaaibare Bybelstudies op die webtuiste te plaas, waarin mense kan gaan en dan self Bybelstudies te doen. Dan wil ons ook beradingsopleiding gee. Natuurlik gaan ons ook beskikbaar wees om berading te gee vir mense, maar berading is 'n baie spesifieke ding. Daar's soveel dwaalleringe, daar's soveel mistasting wat in die wêreld aangaan rondom met die sekulêre aanbieding van berading, en ek huiwer om die woord sielkundig te gebruik, want dit is 'n baie teerpunt, maar die beradingsmetodiek wat aangebied word vandag, selfs sogenaamde berading wat onder die vaandel van Bybelse berading, is nie Bybelse berading nie. So ons gaan goeie beradingsopleiding gee, waarin mense opgelei kan word om ander mense werklik met die Bybel te kan beraad. Die hoofsaak van probleme is sonde. En die oplossing van probleme is hanteer die sonde. As jy deur 'n egskeiding gaan jy deur 'n egskeiding, want een van julle twee het 'n probleem gemaak, of met 'n ander verhouding, of jy sit met 'n onvergewensgesindheid, of jy sit met 'n woedeprobleem, of wat ook al die geval is. So die egskeiding is nie wat gehanteer moet word nie. Dit is hoekom die egskeiding plaasvind wat hanteer moet word. Wat is die gesindheid van wat in die hart is? Christus het gesê, dis nie wat in die mens se mond ingaan wat hom onrein maak nie, maar dis wat uit sy hart uitkom, want in sy hart is waar die probleme, die sonde lê.
En dit is wat in berading aangespreek moet word. Geen mate van sekulêre hulp kan 'n persoon help om permanent gehelp te wees nie. Al wat sekulêre hulp kan doen, is ek kan vir jou 'n pilletjie gee wat niks oplos nie, eerder dit vererger. So ons gaan goeie beradingsopleiding gee vir mense. En dan wil ons ook van tyd tot tyd 'n boekoorsig hou en dan goeie boeke aanbeveel, dat mense self kan gaan lees, selfstudie kan gaan doen, want die realiteit is, daar is min Afrikaanse boeke wat die moeite werd is om te gaan lees en te bestudeer. As die skrywer se teologie nie reg is nie, gaan sy boek nie reg wees nie. En daarom wil ons boekoorsigte hou, ons wil kundige mense kry om boeke te lees en dan 'n oorsig te gee en 'n aanbeveling te maak oor wat goeie boeke is om te lees. En dan gaan ons ook, dis ook nog iets wat ons in die toekoms wil doen, is om onderwerpbesprekings te hou deur kundige personeel, kundige persone, onderwerpe soos kinderdoop of onderdompeldoop. Mag ek skei en weer trou? Moeilike onderwerpe, wat ons 'n paneelbespreking wil hou oor wat die Bybel werklik leer oor daardie onderwerp. En dit dan op die internet beskikbaar te stel vir mense om, wat miskien in so 'n situasie sit, dan dit te hoor en self 'n Bybelse besluit te kan maak. Met ander woorde, die hele doel van hierdie kanaal is om die Afrikaner te help om werklik weer terug te keer na die woord van God toe. As ons teruggaan in ons geskiedenis, en die Afrikaner het ontstaan in hierdie land as gevolg van die feit dat hulle het gevlug uit Europa uit met die reformatie. Toe die Christene begin vervolg was, het hulle, omdat hulle godsdienst vir hulle meer belangrik was as hulle lewe, het hulle gekies om Europa te verlaat en hulle hier te kom vestig. Die Franse Hugenote, die Herrenutters en die Hollanders wat hiernaartoe gekom het na die reformatie, was godsdienstige manne. En daarom, tradisioneel is ons Afrikaners bekend as 'n godsdienstige nasie, maar ons is dit nie meer nie. En ons moet eerlik met onsself wees, ons is ver van dit af. En daarom moet ons verstaan dat die hartklop van hierdie kanaal is dat ons Afrikaners wat soekend is, werklik die Here sal vind. Dat ons nie op 'n tradisie van Christenskap sal staan terwyl ons nog verlore is nie, maar dat ons werklik geredde Christene sal wees, wat die Here dien met alles in ons lewens. Ek wil vir julle sê, baie dankie vir julle ondersteuning. Die wat al reeds begin ondersteun, ek vertrou daar gaan nog baie ondersteuners bykom. Ek vertrou wanneer ons die volle pad gestap het, dat ons gaan baie ondersteuning kry, dat daar mense gaan wees wat gaan help, dat ons hierdie kanaal kan promoveer en die Afrikaner kan bereik. Ons wil graag, my droom is, om 'n Afrikaanse Bybelkerk in elke dorp in Suid-Afrika te plant. Natuurlik stede soos Pretoria, Kaapstad, PE, Durban, Johannesburg, dat ons meer as een gemeente sal plant. Maar dat die Afrikaner weer bedien sal word met die woord. Want wanneer ons met die woord bedien word, dan sal God werk. Nie in hierdie liberale teologie wat vandag verkondig word nie. Dit is hoekom ons is waar ons is. Want ons het God verlaat. Ons moet terugkeer na God toe. Ek sê vir julle baie dankie. Dankie vir die feit dat ek weet, daar is hulp wat ek op kan steun. Ons is op pad soontoe. Bid vir hierdie kanaal, bid vir my, bid dat ons al hierdie dinge in plek sal kry, so gou as moontlik, en dat ons hierdie kanaal na die volgende vlak toe sal kan vat, waar ons meer en meer mense bereik. Baie dankie vir julle harde werk en julle ondersteuning. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ons ook in hierdie dag kan weet, Here, ons toevlug is by U. Ons weet, Here, dat as U nie die huis bou nie, te vergeefs werk ons daaraan. Maar ons weet, Here, U woord sê vir ons,
dat U wil hê dat mense gered moet word. So daarom wil ons bid, Here, dat U ook hierdie kanaal sal gebruik as 'n wekroep vir die Afrikaner om terug te keer na U toe. Nie terug te keer op maniere wat hulle dalk dink hulle moet nie, maar om terug te keer miskien vir die eerste keer na U toe te keer. Terwyl soveel mense dalk nie eens besef dat vir soveel jare wat hulle dink hulle is Christene, is hulle nog nooit regtig Christene nie. Ons wil bid dat U Gees in die harte van mense sal bewerk. En dit so sal bewerk, Here, dat ons harte en oë oop en ontvanklik sal wees en soekend sal word om U woord te ontvang. So ons wil bid, Here, dat U hierdie kanaal sal gebruik, dat U vir ons almal wat daaraan werk wysheid sal gee om die regte besluite, regte dinge te doen, maar dat hierdie kanaal sal funksioneer soos wat U wil hê dit moet funksioneer. Dankie, Here, vir U liefde en die genade, dankie vir U hulp, die bystand, en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.